Om U te ken, Here, oortref alles. Dankie vir die voorreg. Ons dink ons ken U so goed en ons weet so baie van U af. Maar dankie dat ons die voorreg het om 'n klein stukkie van U te ken. Dankie, Here, dat U die alomteenwoordige Heilige God is en dat U bemoeienis maak met mense soos ons. Dis onverstaanbaar, Here, dat U oral teenwoordig is, oral kragtig teenwoordig is. En op hierdie oomblik, terwyl ons saam verkeer en U woord gaan lees, terwyl ons gaan luister, maak ons so bewus van U teenwoordigheid. In die naam van Jesus. Amen. Die tema is, ons Here is die bron van troos en bemoediging. Ek gaan 'n stukkie lees uit 2 Korintiërs 1, vers 3 tot 11. En terwyl ek dit lees, luister 'n bietjie hoe die woordjie bemoediging en bemoedig oor en oor en oor hier voorkom. Dit is Paulus wat in die woord is. 2 Korintiërs 1 vers 3. Lofwaardig is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van barmhartigheid en God van alle bemoediging. Hy bemoedig ons in al ons verdrukkings, sodat ons, hulle wat in allerhande verdrukkings verkeer, kan bemoedig met die bemoediging waarmee ons self deur God bemoedig word. Want net soos Christus se lyding oorvloedig oor ons kom, so is ons bemoediging oorvloedig deur Christus. As ons dan verdruk word, is dit ter wille van julle bemoediging en redding. As ons bemoedig word, is dit ter wille van julle bemoediging, wat tot uitdrukking kom deurdat julle met volharding dieselfde lyding verduur is wat ons deurmaak. Ons hoop vir julle is seker, omdat ons weet dat soos julle deel het aan die lyding, julle ook so deel het aan die bemoediging. Want broers, sekerlik aan susters ook, ons wil nie hê dat julle onkundig moet wees oor die verdrukking wat ons in Asië beleef het nie, dat die swaar kry wat ons verduur het ver bo ons kragte was, sodat ons selfs aan ons eie lewe gewanhoop het. Trouwens, wat ons self betref, het ons al, as het ware, die doodsvonnis oor ons ontvang. Maar het was sodat ons nie op onsself sou vertrou nie, maar op God, wat die dooies opwek. Op hom, wat ons uit so 'n groot doodsgevaar gered het, en sal red, is ons hoop gevestig, dat hy ons weer sal uitred. En hiertoe dra julle ook by, deur julle gebede vir ons, sodat deur die bemiddeling van baie mense namens ons dank betuig kan word vir die genadegawe in ons. Daar's 'n mooi storieetjie van 'n ma en 'n klein seentjie. En sy het eendag vir hom gevra, seun, wil jy nie net uitgaan en net gou met die besem daar buitekant gaan haal nie? En hy sê toe vir hom, mamma, dit is donker, en mamma weet mos ek hou nie van die donker nie. En sy sê toe vir hom, ag, wees seun, jy hoef nie bang te wees nie, Jesus is mos oral. Hy is ook in die donker. En hy sê, regtig mamma? En sy sê, ja. En hy stap toe uit, maar hy kyk toe eers bietjie heen en weer of sy ma hom nie sien nie. En toe gaan staan hy so agter die deur en sy ma hoor hoe praat hy en hy sê, Jesus, as u daar buite is, wil u nie asseblief net vir my die besem aangee nie. Ons lag oor hierdie verhaal, maar weet julle, ons Here is oral. As 'n diep waarheid in hierdie storie. Hy is nie noodwendig net daar in die donker om vir ons 'n besem aan te gee nie, maar hy is oral. Altyd by ons om ons te troos en ons te bemoedig en ons by te staan. Ons lees daar in Korintiërs van Paulus se getuienis. Hy het geweldig swaar gekry. In 2 Korintiërs 1 vers 8 en 9 vertel hy hoe hy die dood in die oë gestaar het, vervolg is en gevange geneem is, en hy het hard gewerk, en hy het slaaplose nagte beleef, en hy het selfs honger gely. In 2 Korintiërs 4, of 6 vers 4 en 5,
skryf Paulus, maar in alles beveel ons onsself aan as dienaars van God, met groot uithou vermoë, in verdrukkings, in ontberings, in benoudhede, geslaan, in tronke gegooi, in oproere, en in swaar arbeid, in slaaploosheid, en in honger. Sien julle, Paulus het al die goed beleef. En dan begin hy hierso in hierdie hoofstuk wat ons gelees het, met vers 3. Ten spyte van alles, al die swaar kry wat hy beleef het, wat hy partykeer op moedverlore vlakte was, begin hy met vers 3 en hy sê, lofwaardig is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van barmhartigheid en God van alle bemoediging. En hy vertel hoe God hom getroos het, soms direk, maar partykeer sommer net deur ander mense. 'n Klompie jaar gelede het Francesco die nar, ek weet nie of julle hom nog onthou nie, het hy vir so 'n week by ons in die huis gebly, toe ons nog van 'n boupark was. En Francesco in die oggend vroeg, seker by 4 uur of so, het hy opgestaan, dan het hy al sy gesig opgeverf, en dan het hy op en af daar in die gange geloop en lofliedere gesing en geloop met die Here gepraat en gebid en alles. En daar was redelike klompie mense wat in ons huis kom kuier het net om vir Francesco te ontmoet. En hy sê eendag vir hierdie klompie mense vir haar sit, hy sê, weet julle, die Here gee vir my so baie. Hy gee vir my alles wat ek het. Hy gee vir my selfs my tandepaste. En iemand vra toe vir hom, maar hoe doen die Here dit, Francesco, kom staan die Here nou regtig sommer net voor jou en hy gee vir jou tandepaste? En hy antwoord toe en hy sê, nee meneer, hy gebruik mense soos jy om dit te doen. En dit is hoe ons Here dikwels werk. Hy gebruik gewone mense om sy troos en bemoediging na ander mense toe te vat. Hy gebruik mense soos ek en jy. Iemand het eendag gesê, lewensdoel is to pour into people. Nou as ek en jy ons erge doel in hierdie lewe gaan leef, dan is dit to pour into people, om mense te bemoedig en mense by te staan. Die woordjie bemoediging wat so oor en oor voorkom in die gedeelte wat ons gelees het, die Griekse woord is paraklesis. Nou dit beteken bemoediging en vertroosting, maar letterlik beteken bemoediging om langs iemand te staan, om daai persoon by te staan met krag en om daai persoon moed te gee. Dis om langs iemand te staan. Heel interessant, die woord paraklesis hou verband met die woord parakletos, wat Heilige Gees beteken. Die woord bemoediging beteken op 'n manier iets van die Heilige Gees. Toe Jesus gesê het, ek stuur my Gees na julle toe om julle te troos en julle by te staan. Ek wil in hierdie skrifgedeelte net 5 strepe trek. 5 dinge van hoe die Here vir Paulus bemoedig het, sodat hy tot bemoediging kon wees van ander mense. En die eerste ene is, God het Paulus laat besef dat sy swaar kry 'n doel het. Paulus het besef dat sy swaar kry 'n doel het. En ons lees dit in vers 4 en vers 6. Hy bemoedig ons in alle verdrukkings, sodat ons hulle wat in allerlei verdrukkings verkeer, kan bemoedig, met die bemoediging waarmee ons self deur God bemoedig word. As ons dan verdruk word, is dit ter wille van julle bemoediging en redding. As ons bemoedig word, is dit ter wille van julle bemoediging, wat tot uitdrukking kom, deurdat julle met volharding dieselfde lyding verduur, as wat ons deurmaak. Paulus het een ding besef, en dit is dat sy lyding nie verniet was nie. God het hom op sekere paaie gelei, en God het hom deur moeilike tye gevat, alhoewel God nou nie die outeur is van moeilike dinge en swaar kry nie, dit kom nie van hom af nie, maar hy vat 'n mens soms deur daai dinge met 'n spesifieke rede. En dit is wat Paulus besef het, daar's 'n rede hoekom ek deur hierdie goed moes gaan. Hy het gesien daar's 'n praktiese doel in sy swaar kry.
En dit was sodat hy meer vir ander mense kon beteken. Nou, die vraag is nou, maar wat sien jy as die doel van jou swaar kry? Partykeer is mens so vasgevang in daai diep donker gat waarin jy is, daai swaar kry. Partykeer kyk ons so vas teen daai swaar kry. Maar wat is die doel in jou spesifieke lewe? Hoe ervaar jy, wil God vir jou gebruik? En deur watter leerskole vat hy vir jou? Ons sien in die geskiedenis telkens hoe God mense deur diep waters gelei het, sodat hulle later vir ander mense kon hoop gee en betekenis gee. 'n Goeie voorbeeld in die vorige eeu was daar 'n sielkundige met die naam Milton Erickson. En hy was 'n uitstekende sielkundige. Mense was altyd verstom oor hoe Erickson dinge aangepak het en hoe hy dinge gesê het en gedoen het, en die verskil wat hy in mense se lewens gemaak het. En toe hy in sy 70's was, het iemand eendag vir hom gevra, Dr. Erickson, waaraan skryf jy al jou sukses toe? Jy is net briljant. En hy sê toe vir die man, weet jy, ek het 'n voordeel bo ander mense. En die man sê vir hom, nou maar waarvan praat jy nou, jy het 'n voordeel bo ander mense. En hy sê, ja, ek was 17 jaar oud, toe het ek polio gekry, en toe is ek verlam. En dis my voordeel bo ander mense. Dat hierdie man deur hierdie diep waters gegaan het, sodat hy op die einde van die dag vir ander mense iets kon beteken. Die tweede ding wat ek hier raak sien is, Paulus is bemoedig deur ander mense se gebede. Dit sien ek in vers 11. Hiertoe dra julle ook by deur julle gebede vir ons, sodat deur bemiddeling van baie mense namens ons dank betuig kan word vir die genadegawe in ons. Daar in Efesiërs 6 vers 19 vra Paulus vir sy lesers, hy sê, bid ook vir my, sodat wanneer ek my mond oopmaak, die gepaste woorde vir my gegee mag word, om met vrymoedigheid die geheimenis van die evangelie bekend te maak. Weet julle, daar's min dinge wat 'n mens so dra, as om te weet dat iemand vir jou bid. En dis wat Paulus ook ervaar het. Hy het God se teenwoordigheid ervaar deur die gebede van ander mense. En as gebed vir Paulus gewerk het en hom in sy krisisse bemoedig het, kan dit vandag vir ons ook soveel waarde gee. Ek onthou hoe ek as dominee baie keer by siek mense gaan kuier het, of mense wat deur hartseer tye gaan het, mense wat geliefdes in die dood afgestaan het. Dan kon ek vir hulle gaan sê, weet julle, die gemeente bid vir julle. Daar's mense wat vir julle bid. En dit dra vir mense. Gebed verander nie altyd onmiddellik die omstandighede nie, maar dit verander dikwels die mens binne in die omstandighede. Die derde ding wat ek sien in die gedeelte is, Paulus is gemotiveer deur sy ewigheidsperspektief. Dit is nou nogal 'n groot woord, maar ek sal nou iets sê wat ek daarmee bedoel. 2 Korintiërs 4 vers 16 tot 18. Daarom gee ons nie moed op nie, want selfs al vergaan ons uiterlike mens, word ons innerlike mens dag tot dag vernuwe. Want ons ligte en tydelike verdrukking bewerk vir ons 'n gewigtige en alles oortreffende ewige heerlikheid. Terwyl ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare dinge, want die sigbare dinge is tydelik en die onsigbare dinge is ewig. So, as ek sê Paulus is gemotiveer deur sy ewigheidsperspektief, dan beteken dit bloot net, Paulus het geweet, hierdie wêreld is nie die einde nie. Paulus het geweet dat alles hier is 'n voorbereiding op die ewigheid wat op 'n mens wag. En dit is ook wat vir ons tot troos kan wees. Om vas te hou in die hoop, om te weet, en dit wat hier met ons gebeur, gaan nie vir altyd en vir ewig aanhou nie. Hierdie dinge hier het 'n einde, en daar's 'n ewigheid in Jesus se teenwoordigheid wat op ons wag. Dis wat vir Paulus bemoedig het, en dit het hy ook gebruik om ander mense te bemoedig. Dan die vierde een wat ek sien is, Paulus is bemoedig deur positiewe terugvoer. In 2 Korintiërs 7 vers 5 tot 7 sê Paulus,
want selfs nadat ons in Macedonië gekom het, het ons liggaamlik geen rus gehad nie, en het ons van alle kante af verdrukking ervaar, van buite aansla en van binne angs. Maar God, wat die neerslagtiges bemoedig, het ons bemoedig deur die koms van Titus. En nie net deur sy koms nie, maar ook deur die bemoediging waarmee hy oor julle bemoedig is. Hy het ons kom vertel van julle verlange en van julle berou, van julle ywer vir my, sodat ek my nou nog meer verheug. Sien, daar was 'n tyd toe Paulus baie moedeloos was, want hy is gemartel, hy het letterlik swaar gekry, en partykeer het hy ook maar hoop verloor. Maar hier kom kuier Titus daar by hom, en hy bring vir hom goeie nuus. Positiewe terugvoer, van hoe gaan dit in een van die gemeentes, wat hy daar in Korinthe gestig het. En dit bemoedig Paulus om te hoor, dit gaan goed met die mense. En hoeveel mense is daar nie rondom ons wat verlang na bemoediging nie, en na waardering nie. Want ons lewe in 'n wêreld waarin mense mekaar afbreek en krities teenoor mekaar is. God wil ons gebruik om ander mense op te bou, om hulle te bemoedig. Dit is wat Paulus bemoedig het. Positiewe terugvoer, positiewe goed wat mense vir 'n mens sê. Net 'n enkele woord van waardering kan iemand se dag en partykeer sommer sy hele lewe verander. Ek doen berading met mense, en ek het onlangs so 'n mooi WhatsApp boodskapie gekry van iemand met wie ek berading gedoen het. En die persoon skryf, hy sê, hy weet nie of ek nog vir hom onthou nie, maar hy het deur 'n verskriklike moeilike tyd in sy lewe gegaan, toe hy vir my kom sien het. En net die feit dat ek hom bemoedig het en sy goeie kwaliteite raak gesien het en hom vertrou het, en vir hom gesê het, ek weet hy gaan 'n sukses van sy lewe maak. Dit het gemaak dat hy in 'n senior posisie aangestel is by sy werk. En dit het vir my bemoedig. Net die positiewe terugvoer van iemand in wie se lewe ek geprobeer het om 'n verskil te maak. Die 5de ding wat ek hierso sien, God se krag word sigbaar in ons swakheid. Dit is wat Paulus bemoedig het. Hy het God se krag in sy swakheid ervaar. 2 Korintiërs 12 vers 7 tot 9. Vers 7 staan daarso: om te keer dat ek opgeblaase word en sodat ek nie hoogmoedig mag word nie, is daar vir my doring in die vlees gegee. En hieroor het ek die Here 3 maal gesmeek dat hy het van my af moet wegvat. Maar hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring, en daarom sal ek my baie liewer op my swakhede beroem, sodat Christus se krag in my kan beskut. Nou, God gebruik sterk mense, maar hy gebruik ook swak mense. En wat Paulus bemoedig het, is om te weet dat God se krag sigbaar word in ons swakheid. Want hoeveel keer gaan dit nie maar oor onsself nie, ons om net dat die ander mense weet hoe goed ons is, en wat ons bereik het in die lewe, en al hierdie dinge. God werk deur mense wat op hom vertrou. En wanneer hy ons deur moeilike tye dra, word ons toegerus om ander te help wat deur dieselfde pad gaan. Laat dit vir jou 'n bemoediging wees, dat juis wanneer jy swak is, dan word God sigbaar in jou lewe. Dit is ons boodskap. God troos ons en hy bemoedig ons. In die eerste plek, hy wil vir ons wys dat ons swaar kry 'n doel het. In die tweede plek, word ons bemoedig deur die gebede van ander mense, om te weet hulle dink ook aan ons. In die derde plek, deur 'n hoop te hê op die ewigheid, want ons weet, alles wat hier gebeur, gaan nie vir ewig en altyd aanhou nie. In die vierde plek, deur positiewe woorde van medegelowiges. Dit is wonderlik om positiewe terugvoer te kry. So moet ons ook vir mekaar positiewe terugvoer gee en konsentreer op die goeie dinge eerder as die swak dinge. En dan die laaste plek, die 5de plek, deur sy krag wat juis in ons swakheid
volbring word. En daaraan moet ons vashou. Dis 'n troos om te weet dat juis wanneer ons swak is, dan kom God se krag na vore. Mag dit so in jou lewe wees. Mag 1 of 2 Korintiërs 1 vers 3 vir jou bemoedig. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van ontferminge en die God van alle bemoediging. Dankie Here, dat U vir ons bemoedig, dat U dit op verskillende maniere doen. Dankie vir die betekenis van die woord bemoediging, naamlik om langs iemand te staan en die pad saam met iemand te loop en 'n teenwoordige te wees in iemand se lewe. U is die heeltyd hier teenwoordig in ons lewens. Help vir ons, sodat ons ook in ander mense se lewens dieselfde kan gaan doen.